Hulle sê 'n prentjie spreek 1000 woorde. So ek wil julle gou-gou ietsiekie wys en dan kan ons sommer net aanhaak by laasweek se preek. Ons het laasweek met mekaar gepraat. Ek het begin met 'n reeks oor geregtigheid. Ons het laasweek vir mekaar gesê dat toe God die mens geskape het hy hom heilig geskape. Rein, regverdig. En hy het die mens in die tuin van Eden gesit. En in die tuin van Eden was daar baie bome. Daar was die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad en nog 'n klomp bome. Dis nie die enigste 2 bome wat daar was nie. En hy sê vir die mens, van al die bome mag julle eet, net nie van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Want as julle die boom van kennis van goed en kwaad eet, sal julle sterwe. Hy sê daar's 'n boom in die middel van die tuin, die boom van die lewe, wat ek hê julle moet van eet. Kom ons sit hom in die middel van die tuin. Hier is hy in die middel. Daar's hy. Goed. En ons het met mekaar gepraat en gesê, elke aand het die Here met die mens kom wandel in die tuin. En ek weet nie wat God vir die mens gesê het nie, maar die mens en God het gewandel in die tuin. En hy het geëet van die boom van die lewe. Maar somewhere along the line, dis nou my storie, het God seker 'n direkteursvergadering gehad in die hemel, tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En toe het hy nou die mens hier alleen gelos. En toe eet die mens van die boom van kennis van goed en kwaad. En die oomblik toe die mens van die boom van kennis van goed en kwaad eet, toe kom die mens agter. Ek wou nou 'n swart lap gehad het, maar kom ons vat hierdie. Hierdie is nou swart. Nou sê die skrif, die mens het in sonde verval. Is ek reg? Toe het God nou vir die mens gevra, waar is jy, julle ken na julle ding. En toe het God die mens uit die tuin van Eden uitgehaal. En die rede hoekom Eva het die mens uitgeëet. En die rede hoekom God die mens uit die tuin van Eden uitgehaal het, is nie omdat God die mens weggejaag het nie, en omdat God die mens weggejaag het as gevolg van die sonde nie. Die rede hoekom God die mens uit die tuin uitgehaal het en 'n engel daar gesit is, hy wou nie gehad dat die mens in die toestand van sonde eet van die boom van die lewe nie, want anderster sou die mens vir ewig in die sonde toestand bly leef. Toe, na daai direkteursvergadering, toe sê die Here, dis nou my woorde, staan nie in die Bybel nie. Toe sê die Here, die mens wat ek geskaap het, wie ek so lief het, is nou verlore. En sonde moet gestraf word. God was nog nooit teen die mens nie. Hy het 'n issue met die sonde. En toe sê die Seun, Jesus, maar ek sal vir dit betaal. Ek sal die straf op my neem. En toe gaan Jesus. En onthou, Jesus is heilig. Jesus is geregverdig. Jesus is die geregtigheid. Jesus is heilig. En hy sê vir sy pa, ek sal die straf dra. En ek gaan die mens weer heilig maak. Ek gaan die mens se sonde op my neem en ek gaan met my bloed betaal. En toe hy met sy bloed betaal, toe vat Jesus sy kleed van geregtigheid en hy gee dit vir die mens en hy vat die mens se sonde kleed op hom, as gevolg van die bloed. En Jesus het die kleed van sonde gevat. Ok, hier's die vraag wat ek het. As Jesus aan die kruis die mens nie kon herstel na die toestand waarin die mens was nie. As Jesus die mens nie kon herstel na sy oorspronklike posisie van heiligheid en reinheid om weer saam met God te wandel nie. As die mens homself nog hier bevind, dan was die werk van die vyand
'n groter sukses as die werk van die kruis. Die skrif sê vir my, Jesus het gesterf en hy het die mens teruggesit in hemelse plekke. Dink mooi daaroor, ek wil dit weer vir jou sê. As die sondeval 'n groter effek het op die mens as wat die kruis het, dan sê ons, die duiwel is sterker as Jesus Christus se sterwe aan die kruis. In my kop, in my hart, sê ek, die herstel wat Jesus aan die kruis gebring het, was 'n herstel gewees. Ek wil my verstuit om te sê beter, as waaraan hulle was in Eden. En God kyk na die mens na die kruis, kyk hy na die mens, met die volle prys wat betaal is, en hy sien die mens, heilig en voor hom geregverdig. Maar nou moet die mens sy gevalle denke in lyn kry met wat God van hom dink. En dis die vernuwing van ons gemoed. Nou kry ons die woordjie in die skrif bekering. Bekering is nie net om weg te draai van dit wat ons verkeerd doen nie. Bekering is om te begin dink soos wat God oor my dink. En dit is dat as God na my kyk, as gevolg van die kruis 2000 jaar terug, het hy die mens geregverdig. Nou wil ek vir jou vra, die woorde wat jy gesing het vanoggend, glo jy dit of glo jy dit nie? Want as jy dit glo wat jy gesing het, dan moet ek en jy anderster oor onsself begin dink en begin voel en na ander kyk. Kom ek begin Bybel lees, van 'n paar verse lees. Ek het laasweek Jesaja 40 gelees. Jesaja 40 sê die volgende. Julle kan daar oopmaak, hoe weer daar begin. Jesaja 40 vers 2. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is en dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Van wie word hier gepraat? Van wie word hier gepraat? Spreek na die hart van Jerusalem. Dink julle daar word gepraat van Netanyahu, met die ouens wat daar in Israel sit? Dink julle daar word van hulle gepraat? Daar word nie van hulle gepraat nie, want hulle is in die stryd van alle stryde. Want hierdie skrif sê, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, en dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Wat is daai dubbel ontvang het? Jerusalem, as ek kan nou nie gaan kyk as iets op my hart opkom. Jerusalem is deels gebou op die berg Sion. Wie is Sion? Sion is God se uitverkore volk, né? As ons sê Jerusalem, want die Here kom, hy sê Jerusalem, Jerusalem. Onthou dis Ou Testamenties, né? So God se volk daai tyd was die Jode. Die Israeliete, as ek dit so kan noem. Hy sê Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer wou ek jou bymekaar maak, maar jy wou nie. Soos 'n hen na kykens, julle ken daai ding. Nou sê hy, julle dubbel ontvang. Wat het hulle dubbel ontvang? Die skrif sê, genade op genade het jy ontvang. Genade op genade. Wat is die openbaring van God se genade vandag? Die kruis. Die kruis is die openbaring van God se genade. Nou baie mense dink Christendom werk as volg. Baie mense dink Christendom werk soos die huwelik. Toe ek met Henry getroud is, toe ek gegaan het vir voorhuwelikse berading, het die dominee vir my gesê, onthou nou, die huwelik is 50-50. Toe ek met haar getroud is, kom ek agter, nee, die waarheid nie. Soos wat hy vir my gesê, julle sal een word wat ook alleen was. Hy is nie 50-50 nie. Dis 100. Ek moes als gee en sy moes als gee. Christendom is nie 50-50 in die konsep wat ons dit het nie. Glad nie. Jesus het die prys ten volle betaal. 100% daar aan die kruis. Want as ek en jy dit kon betaal en as ek en jy 'n bydrae kon gelewer het ons hom nie nodig gehad nie. Jesus het die prys ten volle betaal vir die mensdom se verlorenheid. Wat is die 100% wat ek moet bydra? Ek moet 100% glo dat dit die waarheid is. Mense sukkel om dit te verstaan. Kom ek maak dit maklik. Suzette swem in die see. Sy's besig om te verdrink. Ek is die lewensredder. Ek red haar. Wie het haar gered? Het ek haar gered of sy haarself gered?
Ek het haar gered. Het ek haar net 10% gered, of het ek haar 100% gered? Ek het haar 100% gered. Anders het sy my nie nodig gehad nie. Jesus het die mensdom 100% gered. Ek en jy kan niks bydra tot ons redding nie. Jesus het alles gedoen. Jy kan nie halfpad gered word nie. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 11. Hy sê, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Hy sal baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Nou, hier is my vraag. Toe hy in die kruis gesterf het, vir wie het hy gesterf? Vir die wêreld of vir die Christene? Hy het vir die wêreld, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het vir Jood en heiden, die skrif praat van Jood en Griek, hy het vir die wêreld gesterf, vir die wêreld se sondes betaal. Nie die Christene nie, die wêreld se sondes betaal. En hy het die wêreld met God versoen. En hy het vir ons as Christene die bediening van versoening gegee, 2 Korinte 5, en sê, gaan vertel vir die wêreld om hulle self met God te versoen. Van sy kant af het hy homself met die wêreld versoen, omdat die sonde issue mee gedeel is. Jesus het die straf gedra, hy het gesterwe. Die Engelse Bybel sê, he was marred more than any man. Maar nou is dit my en jou plig om met hom te versoen. Almal is nog nie met hom versoen nie. So hy sê hierso, deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. Baie regverdig maak. Daai woord regverdig is die Engelse woord justified. En die woord justified in die oorspronklike taal beteken die volgende. Asof jy dit nooit gedoen het nie. Dis wat die woord justified beteken. So hy sê hierso, hy sê my seun sal baie regverdig maak, asof hulle dit nooit gedoen het nie. Dit is hoekom ek vir Justine weer hierdie lap omgehang het. Die prys vir sonde, ongeregtighede, oortredinge, misdade, armoede, siekte, noem hulle net wat jy wil. Al daai goeders wat Jesus aan die kruis voorgesterf het Jesus voorbetaal. Dis nie te sê jy beleef dit nie. Alhoewel Jesus vir die sonde betaal het, vir jou ongeregtighede, oortredinge, misdade betaal het, moet jy ophou daarmee. Maar dis nie te sê dat hy weer daarvoor gaan sterf nie. Hy het een keer vir altyd rondom hierdie goed gesterwe. So hy sê hierso, justified as you've never sinned. Dit beteken asof jy dit nog nooit gedoen het nie. Onthou soos in die Ou Testament nou, voor die kruis. Nou kom ons blaai na Jesaja 54. Ek wil daar 'n paar verse lees. Jesaja staan algemeen bekend as die messiaanse profeet. Hy is die een wat profeteer oor die koms van Jesus en wat Jesus sou gedoen het. Jesaja 54, kom ons lees vanaf vers 9. Hy sê, soos in die dae van Noag is dit vir my, soos ek gesweer het. God het by homself gesweer. Hy sê, soos wat ek gesweer het, dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, en hy het 'n reënboog gegee. Hy sê, so het ek gesweer, dat ek nie op jou toornig sal wees nie, en hy sê dat ek jou nie sal dreig nie, sê ek sal nie. As jy geregtigheid nie verstaan nie, dan sal jy die volgende uitlating maak. Dit reën hier bo in die Longtompas, 100 mm in 'n halfuur. Die dam word gevlad, hy loop oor, 80 huise is oorstroom, 20 mense is dood. En dan sê ons, die Here is kwaad vir Lydenburg. Maar wat ek nie kan verstaan nie, is dat hy die heilige Alet, wat daar onder langs die rivier bly, laat verdrink. Maar die onheilige Suzette, wat daar bo by die hospitaal bly, laat lewe. Kom ons dink net verder, want dis ons moet nou eintlik sê. Die Here is kwaad. En die Here is besig om Lydenburg te straf vir die verkeerde wat in Lydenburg gebeur. Dis die algemene goeders wat ek hoor. Hy sê hierso, ek sal nie oor jou toornig word nie en ek sal jou nie dreig nie. Hy sê, want berge mag wyk en heuwels mag wankel, maar my goeie tierenheid, hy sê sy goeie tierenheid sal van jou nie wyk nie. En my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Hy sê, hy ontferm hom oor jou. Hy sê, jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, kyk, ek lê jou stene in suurklei, en ek grondves jou in safiere. Beleef ons storm gejaagde, ongetrooste, beleef ons dit? Verseker beleef ons dit. Ons leef in 'n gevalle wêreld.
Hy sê, en jou borswering maak ek van robyne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteentes. Al hierdie goeders het betekenis. Hy sê, en al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Hoor wat sê hy so. Hy sê, deur geregtigheid sal jy bevestig word. Hy sê, jy sal wees ver van verdrukking, want hy sê, jy hoef nie te vrees nie. Hy sê, moenie bevrees wees nie. Hy sê, ver van verskrikking, want dit sal nie naby jou kom nie. Hy sê, as hulle ook die aanval begin, dis nie uit my nie. Hy sê, as jy 'n aanval beleef, hy sê, dis nie ek wat jou aanval nie. Dis nie ek wat jou aanval nie. Dis nie ek wat jou treiter nie. Dis nie ek wat jou agtervolg en jou wil doodmaak nie. Hy sê, ek agtervolg jou wel in my goedheid, dis wat ons gesing het. Hy sê, hoor wat sê vers 16, hy sê, kyk, ek het die smid geskape wat die kool vuur aanblaas en 'n wapen voortbring volgens sy ambag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. Is dit okay, my Egbert? Hier sê die Here dan, hy het die smid geskape wat die vuur aanblaas en hy het die verderwer geskape wat verniel. As jy na die oudste Griekse vertaling gaan kyk, dan noem dit the Greek Septuagint, dan kort die woord nie in hierdie vers, dan lees hy as volg, kyk, ek het nie die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortgebring volgens sy ambag, ook het ek nie die verderwer geskape om te verniel nie. Nou weet ek onmiddellik, hier's mense wat sê, Egbert, jy's nou besig om jou eie Bybel te skryf. Gaan doen die moeite en gaan bestudeer dit. Kom ons skrap wat ek nou net gesê het, dan vra ons mekaar net die volgende vraag. Want ons is op die plek waar ons dit wat ek geskryf het, hierdie vers, deur alles trek en hierdie vers glo in die res by die agterdeur uitgooi. Ok, sê vir my, wie is die verderwer? Wie het gekom om te steel, te slag en te verwoes? Die duiwel. Wie het hom geskape? God. Het hy hom geskape om die duiwel te wees? Of het hy hom geskape as die een wat hom aanbid? As die een wat hom bid. So God, as jy hierdie vers wil sien, sonder die nie, dis ok. God het die duiwel geskape. God het die satanis geskape. Maar dis nie sy wil dat die satanis is nie. God het die duiwel, Lucifer. Hy het hom geskape. Maar die plan wat God met Lucifer gehad het, was 24/7 aanbidding. Nie om die mens tot 'n val te bring, om in rebellie teenoor God te kom nie. Maar ongelukkig het hy anderster gekies. Net so sit ons as die mens. En God het vir die mens gesterf. God het dit vir ons in gedagte wat ek daar geskryf het. En as gevolg van die mense kies ons iets anderster. En nou sê ons, dis God wat teen ons is. Dis God wat my wil doodmaak. Dis God wat my wil dit. Dis God wat wil dit. En dis God wat wil dat. Hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan, in die gereg sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. As jy verder gaan lees, dan kan jy ook gaan kyk in hierdie ding. Op die einde van die dag kom al hierdie goeders terug na verhouding toe, en dit kom terug na autoriteit toe, waar die Here ook my en jou die autoriteit gegee het om die werke van die bose te bestraf. Groter is hy wat in jou bly as hy wat in die wêreld is. Leef ons in 'n gefalle wêreld? Verseker. Kom ons gaan na Efesiërs 4 toe. Efesiërs 4. Nou kom hy in vers 23. Hy sê dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Ons moet vernuwe word, dat ons op 'n plek kom waar ons sal glo dat dit waar is aangaande God. Want as ons dit begin glo, gaan ons anderster begin optree. Vers 24. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Justine, kom gou weer hierso. Jesus het vir Justine herstel na dit toe. Jesus het Justine herstel na dit. As God na Justine kyk, sien hy dit. Justine, as sy na haarself kyk, sien sy dit, want haar denke is nog nie vernuwe nie. Solank as wat sy haarself so sien, sal sy so optree. Nou sê die Here, asseblief Justine, dis wie jy is. Nee, maar ek glo dit nie. Dis wie jy is. Nee, maar ek glo dit nie. So hoe kom Justine los van hierdie denke? Deurdat sy die woord lees en lees, want die woord is die waterbad van die woord, sodat haar vrot denke skoon gewas kan word, totdat sy op die plek kom waar sy dit glo. En haar met die nuwe mens moet beklee, wat in ware geregtigheid en heiligheid geskape is.
As a man thinketh, so are we. Okay, hier's die shocking ding. Hier's die shocking ding. As Jesus die mens se sonde op hom geneem het, en hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Nou maar jy die vorige verse gaan lees. Die wêreld was in Christus, toe Jesus gesterf het aan die kruis. God was in Christus, toe Jesus gesterf het aan die kruis. Dis hoekom hy homself met die wêreld kon versoen het. As ons opgewek is, in ware geregtigheid en heiligheid, en God kyk na my, en hy sien my heilig en regverdig, en hy sê, jy is my ambassadeur, dan verwag hy van my en van jou, om na, wat sê hy Alet? Hy sê ons oordeel niemand meer na die vlees nie, maar na die nuwe skepping in Christus Jesus. En dan verwag hy van my en van jou om te profeteer. Hoe profeteer ons? Weet jy wat? Profeteer in hierdie geval is nie om te weet wanneer kom die Here nie. Profeteer in hierdie geval is om vir Justine te sê, weet jy wat? Hierdie is nie jy nie. Het jy geweet, hierdie is jy. Want om te profeteer beteken om te sê wat God sê. Hierdie is jy. Jy's heilig. Maar waar's die kerk? Die kerk is nog steeds op die bediening van veroordeling. Dit is hoekom die kerk hom nie wil assosieer met die wynsuipers en die tollenaars en die hoere nie. Want hulle is te heilig vir die wynsuipers, die tollenaars en die hoere. Want hulle weet nie, Jesus het die hoere, die wynsuipers en die tollenaars ook geheilig nie. Dis 'n kwaaie. Want die Here het my en jou die bediening van versoening gegee. Laat jou met God versoen. Dit is nou nie wie sy is nie. Sy is 'n wynsuiper, 'n tollenaar en 'n hoer. Luister hierso, sy sal nie met God versoen as sy nie weet dat God haar nie wil doodmaak nie. Sy gaan met God versoen wanneer sy weet, wat sê die woorde? I will chase you down. So iets, né? Dit gesing. My goodness, my goedheid sal jou jaag tot ek jou gekry het in lengte van dae. Want my seun het alles wat jy verkeerd gedoen het op hom geneem en kom versoen nou met my, want dit is die liefde van God wat mense tot bekering bring. Hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 1. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Dit beteken nie, jy doen nie meer verkeerd nie. Maar hy sê, ons het 'n voorspraak. Wat beteken 'n voorspraak? Is iemand wat vir ons intree. Hoe is Jesus ons voorspraak? Wanneer ek en jy verkeerd doen, dan sê Jesus, ek is die voorspraak. Hy staan tussen God die Vader en die mens. Hy staan in die middel. En al wat hy doen, hy wys net dit vir die Vader is al. Nie asof die Vader dit nie weet nie. Hy sê vir dit wat hy verkeerd gedoen het, het ek voor gesterf. Dis die voorspraak. Gee dit jou die vrypas om dit aan te hou doen? Nee. Vers 2. En hy is 'n versoening vir ons sondes. En luister mooi. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Dis waar ek gesê het. Jesus het nie vir die Christene gesterf nie. Hy het vir die wêreld gesterf. As gevolg van die bloed van Jesus, heilig en regverdig. Van God se kant af. As God na haar kyk, dan sien hy haar so. Heilig en regverdig. Maar sy kan hierdie offer, wat Jesus vir haar bewerkstellig het, verwerp. Sy sê, ek aanvaar dit nie. Ek sal my eie redder wees. Jesus het die prys vir sonde betaal. Of sy dit aanvaar en of sy dit nie aanvaar nie. Die prys vir sonde is betaal. Jesus het klaar gedeel met sonde. Hy gaan nie weer deel met sonde nie. As sy dit verwerp en sy gaan dood en sy staan voor God die Vader, sy dit verwerp. Sy staan voor God die Vader met Jesus as die middelaar. Hoekom gaan sy nie hemel toe nie? As gevolg van sonde? Nee, want die sonde is voor betaal. Sy gaan hel toe omdat sy die offer verwerp het. Sy gaan nie hel toe as gevolg van die sonde nie. Die sonde is betaal, maar sy die offer verwerp. Ek weet nie of julle dit versnap volgend nie. Weet julle hoe hartseer is dit? As Jesus daar staan en sy sê, ek aanvaar nie dit wat jy vir my gedoen het nie, ek verwerp dit. En hy het sy lewe gegee aan 'n ruwe kruis, in my woorde. Weet julle wat se tranendal is dit? Hoeveel keer het ek mense na jou gestuur en vir jou gesê, laat jou met God versoen. Want hy het van sy kant af homself met die wêreld versoen. En jy's nog in die wêreld, versoen met God, maar jy wou nie. Dat 'n ou bereid was om daai prys te betaal. Hulle sê he was mad beyond recognition. Hy het nie soos 'n mens mee gelyk nie. Om jou los te koop van sonde en dood. En jy verwerp dit. Die prys is betaal. Hoor wat sê Johannes 12:32. Hy sê, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Ons lees vers 31. Hy sê, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word.
en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Die Engelse Bybel sê, and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Hoe is die men geskryf? Skeef. Die people is skeef geskryf. Hy sê, I will draw all men, skeef geskryf, unto me. Hoekom is dit skeef geskryf? Wanneer iets in die Bybel skeef geskryf is, dan beteken dit kom nie in die oorspronklike teks voor nie. Daai woordjie is ingesit om die sin te laat sin maak. So, in die oorspronklike teks staan daar nie, I will draw all men unto me nie. Die oorspronklike teks sê, I will draw all unto me. Egbert, nou wat beteken dit? Hierdie all, wat die Here na hom getrek het, as jy vers 31, 32 en 33 gaan lees, as jy die beginsels van skrifinterpretasie toepas, die mees basics, pretext, posttext, context, waaroor gaan dit, dan gaan hierdie gedeelte oor die sonde. So die Here sê hierso, wanneer ek verhoog word, sal ek alle sonde op my trek. I will draw all unto me. Nee, maar Egbert, jy is nou weer besig om die Bybel te herskryf. Jy kan nie sulke goeders nie. Dis die begin van dwaling, broer. Dis die begin van dwaling. Kom ek lees vir julle. Waar is die Ou Testamentiese prentjie? Numeri 21. Kom ek lees daarvan in vers 4. Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie. En ons siel walg van die elendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het. En baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk lewe. Toe het Moses 'n koperslang, koper spreek altyd van oordeel, gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy na die koperslang gekyk het, het hy in die lewe gebly. Wanneer ek en jy in sonde verval het en ons kyk na Jesus wat al ons sondes op hom geneem het aan die kruis, want dit is die plek waar hy ons geregverdig het. Die Here sê hierso, hy sê wanneer hy opgelig word, hy preek van die kruis, sal hy alle oordeel, alle gif, alles wat die mens verkeerd gedoen het, op hom neem. So, God se oordeel oor sonde van die mensdom was dus op Jesus. Hy het die oordeel ontvang wat ek en jy moes ontvang. Daarom kan God my en jou nie meer veroordeel nie, want Jesus het die oordeel gedra. Daarom kan ek en jy ook nie op die plek kom waar ons mense veroordeel nie. Maar die skrif sê ook duidelik, as jy 'n broer sien val het, wat sê hy? Hy sê gaan en gaan trap hom, want wanneer iemand geval het, gaan trap ons op sy kop en maak hom dood. Dis die enigste weermag wat sy gewondes doodmaak, keel afsny. Die Here sê nee, as jy wat sterk is, iemand sien val, gaan in sagmoedigheid en tel hom op. Die Here het ons geroep om lewe na vore te bring. Die Here het ons geroep to reconcile men to God. En dan sê hy vir jou en vir my, wat die een gaan optel, pas op dat jy nie dink jy staan nie, want jou val is baie naby. Dis wat hy sê. Ek ken nou die skrif woord vir woord nie. Maar hy stuur my en jou nie om te veroordeel nie. Hy stuur my en jou nie om te dreig met die hel nie. Hy stuur my en jou nie om te sê God gaan jou met 'n tsunami slaan nie, of die Rottweiler gaan jou kinders opvreet nie. Hy stuur my en jou om te gaan versoening bring, om te gaan optel, om te gaan omhels, om te gaan help. Dis nogal moeilik. Maar sy moet ook gehelp wil wees. Romeine 8, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat sê die Engelse Bybel? Romeine 8 vers 1. Okay, die Engels sê so, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in him as personal Lord and Savior. Die Afrikaans sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit staan nie in die oorspronklike Bybel nie. Weereens het mense hierso dit bygesit. Gaan lees maar die Engelse Bybels. In die Afrikaanse Bybel staan dan, daar's dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die Engelse Bybel stop daar. Die Afrikaanse Bybel gaan aan. Hy sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar kan nie veroordeling wees nie, want Jesus het die oordeel op hom geneem.
So jy moet vir jouself nou uitmaak watter Bybel jy nou lees, die Afrikaans of die Engels, want dit staan in die Bybel, dis nie wat ek sê nie, dit staan in die Bybel. Daar's meer Engelse Bybels as Afrikaanse Bybels, staan in die Bybel. Hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was. So daar's iets wat vir die wet onmoontlik was, wat net Jesus kon doen. Hy sê, want wat vir die wet onmoontlik was. Hoekom? Omdat dit kragteloos was. Deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Hy sê, daar's iets wat die wet nie kon doen nie. Ons gaan later by die wet kom, want die volk wou 'n wet gehad het, en Moses was op Sinai, en hy het die wet van God gekry. Hy sê, maar hierdie wet, as iets wat hy nie kon doen nie. Jy sien, die wet kon nie redding bring nie. Want as die wet redding kon bring, was dit nie nodig vir Jesus om te kom nie. Die doel eintlik van die wet, die skrif sê die wet is heilig, die wet is goed, Jesus het die wet vervul. Die doel van die wet was eintlik om die mens plat te slaan, dat hy op sy rug lê en na God kyk en sê, my onderhouding van die wet bring my nêrens. Ek beroep my op iemand anders. Ek het gehoor van hom, sy naam is Jesus, wat die wet volbring het en wat vir my sondes gesterf het. Want as die wet redding kon bring, was dit nie nodig vir Jesus om te kom nie. Maar die wet kon dit nie doen nie. Die wet was 'n tugmeester na Christus. Party vertaling sê, die wet was 'n tugmeester tot Christus. Tot Christus gekom het ons die wet nodig gehad. Nou leef ons vanuit die inspraak van die Gees en nie meer vanuit die inspraak van die wet nie. Want Jesus het die wet volbring. Jesus gaan nie kontra die wet vir jou sê nie. Die maklikste wat ek dit kan vergelyk is die volgende. Lank terug het ons 'n padkaart gehad. Ry jy op daai ding, links, regs. Maar nou dat die Nuwe Testament gekom het ons nie meer padkaarte nie, ouens. Ons buig ons knie voor 'n vrou. Sy weet alles. Dit is hoekom 'n vrou met jou praat in jou kar, want sy weet alles. Sy weet tot wat is fout met jou. Is ek reg? Sy sê vir jou links, regs, traffic jam, hierso, you've arrived at your destination, en as jy verbygaan, dan raak sy aggressief. Dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat in ons hart spreek, wat vir my en vir jou sê, hoor jy kan nie doen nie. Dis nie God se wil nie. Maar nou het ek en jy 'n keuse of ons wil luister of nie. Die woord veroordeling beteken judged. Ek het julle net nou gesê wat beteken dit. So jy's aanvaarbaar vir God omdat Jesus in jou plek gejudge was. Jy kan geen bydrae lewer nie. Jy kan dit net glo. Die Here sê genade op genade. Ek maak klaar met Romeine 11 en Romeine 4. Hoor wat sê Romeine 11 vers 6. Hy sê, en as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit werke nie. Jy sien, hy speel genade en werke hier teen mekaar af. Ek en jy kan nie deur werke God behaag nie, alhoewel ons geloofswerke het. Dis heeltemal iets anderster. Die een werke is om jouself te regverdig en jou beter te laat lyk. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werke geen werk meer nie. Ons het ontvang genade op genade. Romeine 1:17. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Die geregtigheid word geopenbaar daarin. Uit geloof tot geloof. Hoe werk dit? Uit geloof, God glo, hy het ons deur Jesus se kruisdood geregverdig, geheilig. Ek en jy lees die woord en sy geloof word nou ons geloof en ons glo nou wat God sê. Naby. Uit geloof tot geloof. Romeine 4 vers 2 tot 3. Want as Abraham uit die werke van die wet geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Jy kan jouself nie meer aanvaarbaar maak as wat jy reeds is in die oë van God nie, want hy het jou geregverdig aan die kruis in sy seun. Jy kan ook nie groei in geregtigheid nie. Jy kan ook nie groei in heiligheid nie. Jy kan nooit tot die ontdekking kom van hoe geregtig jy reeds is en hoe heilig jy reeds is en match up tot dit.
Want die volheid van die Godheid het liggaamlik in jou kom woon. Jy's nie halfpad geheilig nie, jy's ten volle geheilig. Waar, as ek die woord groei kan gebruik, waar groei ek en jy? In ons onvernuwende denke, wat groei na die plek om te dink soos wat God dink. Die groei vind hier plaas. Die groei vind nie hier plaas nie. Die groei is ontdek wie jy is. Ons grootste probleem is die vernuwing van denke. Ons grootste probleem is die onvernuwende denke waarmee ek en jy sit. Dit is hoekom ons op 'n plek is, eintlik wat ons kan doen, of die meeste van ons doen, is ons kan die Bybel, die eerste 5 boeke, net soos die Jode, hulle uitskeer en hulle lees, want dis al wat ons glo. Ons glo meer in die Ou Testament, alhoewel ons 2000 jaar na die kruis leef, as wat ons glo, wat Jesus in die Nuwe Testament bewerkstellig het en gedoen het. Want gaan luister wat ons sê, gaan luister wat word daar gesê, van hoe God is. Bad guy. Hy wag net dat jy iets verkeerd doen. Dan is dit nag. Ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. Ek het probeer met 'n prentjie, ek het probeer met alles. As ons net kan besef, hoe lief God ons het, as ons net dit kan besef. Ek sê weer hierso, moenie dink, jy het 'n vrypas om aan te hou met die verkeerde nie. Die Here roep ons na 'n plek van heiligmaking en 'n heilige lewe. Die Here sê, hou op met jou nonsens. Heilige mense doen nie onheilige goed nie. Dink nou daaraan. Jy's beelddraer van Christus. Jy sy verteenwoordiger. Nou Egbert leef jy so. Ouens, moet julle asseblief nie meet met my nie. Ek is the worst example wat jy kan kry. Moet jou nie vergelyk met die dominee nie, asseblief nie. Vergelyk jou met Jesus. Want die enigste rede hoekom jy jou met my vergelyk is om jouself te regverdig. Vergelyk jou met Jesus, die prototype. Vergelyk jou met hom, los die ou wat hier voor staan. Ek meen, Moses het 'n ou doodgeslaan. Dawid was in oorspel. Die Here het mense met foute gebruik. As ek jou moet vertel van my foute, is daar volgende Sondag niemand in hierdie gemeente oor nie. Die Here roep ons om te kyk na hom, en soos wat ons na hom kyk, word ons van heerlikheid tot heerlikheid verander. Totdat ons kom tot die volle grootte van Christus. Wat is die volle grootte van Christus? Ek en jy stel hom meer en meer vry. Die volheid van die Godheid het reeds in jou kom woon. Maar ek en jy openbaar hom vir wie hy is. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die prentjies wat ons na kon kyk. Vir die stukkie dramaklasie wat ons hier voor gehad het. Die grappies wat ons gemaak het. Here, maar as daar een ding is wat ek vir u wil vra vanoggend, Heilige Gees, kom en wees u die napreker van die woord en maak hierdie woord in ons hart vas. Dat ons nie bang sal wees om te weet, ons is God se heiliges nie. Dat ons nie bang sal wees om te sê, ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus nie. Want dan sal ons begin optree soos wat ons glo. Here, dat ons mense nie sal veroordeel nie, maar dat ons mense sal optel. Dat ons mense nie sal wegjaag van die troon van genade nie, maar dat ons vir mense sal sê, daar's 'n nuwe en lewende weg, langs die weg van die bloed van Jesus, wat ek en jy kan bewandel. En dat dit die goedheid van God is, wat mense tot bekering wil bring. Dat ons mense sal voorstel aan die goedheid van God. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat ek elkeen kan seën in hierdie week, om te gaan leef, dienooreenkomstig wie ons is. En dat ons na ander sal kyk, soos wat U na hulle kyk. In Jesus naam, amen.